mountains bow down and seas will roar at the mention of your name. Lord, tonight we proclaim that by the mention of your name, Jesus, that mountains will fall down. Here, dat berge vanaand sal verskei word. Here, dat berge vanaand sal breek, Here, maar dat storms stil gemaak sal word. Wil Here net daar waar jy staan, net vir die Here sê, wat is jou storm vanaand? En spreek Jesus oor daai storm. Because mountains will bow down. Dankie Abba Vader, Here, dat ons vanaand oor een en elke storm kan bid vanaand. Here, en ons kan spreek Jesus. Jesus. Here, dat u genade daar sal heers, Abba Vader, Here, dat elke persoon wat vanaand hier uitstap sal loop met die wete dat u het reeds ingetree. Die vonnis is reeds betaal. U het reeds oorwin. Here, dat ons will shout of joy. My koning het dit weer gedoen. Here, want dit is nie die eerste keer nie, en dit is sekerlik nie die laaste keer nie. Here, u is die allerhoogste koning. Here, vanaand lig ons uit ons hande in dankbaarheid en sê dankie, Here. Dankie vir u genade, vir u goedheid, vir u liefde, Here. Here, u is so 'n kosbare Vader. U is so 'n amazing Pa. Sê vir u dankie vir die goedheid en die guns. Here, dankie vir die diens. Dankie vir u genade, Here. Dankie dat dit vanaand op vrugbare grond sal val. Ons sê vir u dankie. Amen. Amen. Kan ons net 'n hand gee vir die band? Amen. Goeienaand Herlaai. Is julle almal gereed om vanaand hier te wees? Of nie gereed nie, maar opgewonde om vanaand hier te wees? Okay, ons hoop julle is bietjie meer opgewonde wanneer ons begin. Okay. So, dit is vir my vanaand 'n regtig 'n massive voorreg om weer die woord te kan bring vanaand. So, ons praat oor getuig. En toe pastoor Siobhan so 2-3 weke terug vir my kom sê, Zain, ons nuwe reeks se naam is Getuig en jy preek daarin. Onmiddellik val my hoop in my skoene in. Want op daai oomblik staan ek in 'n plek waar ek nie kan getuig nie. Het enige van julle al ooit so gevoel dat jy regtig op daai oomblik nie kan getuig nie? Kan ek sien met hande? Sê ek's daarom nie die enigste een nie. Maar op daai oomblik wat sy vir my sê, dink ek by myself en ek is soos, Here, wat gaan ek doen? Wat gaan ek sê? Want as ek moet kom praat oor hoe jy moet getuig, maar ek kan nie getuig nie, wat gaan ek doen? En so duidelik herinner die Here my van 'n rukkie voor dit. Letterlik daai Dinsdag staan ek in die sakemanne gebed en ek staan net daar agter en ek is op daai oomblik in die middel van my storm. En ek onthou ons is besig om te worship en ek steek my hande op, maar ek is op daai plek waar ek kan nie eens worship nie. Ek kan nie eens bid nie, maar op daai oomblik kom die Here en hy sê vir my, Zain, onthou jy die storie van Petrus? Waar Petrus op die water gestap het. Waar die Here met hom is, waar op daai oomblik was hy in 'n storm. Die storm het nie stil geraak toe hy die boot uitgeklim het nie, maar hy het bo op sy storm geloop. Hy het bo op daai water geloop. Ek gaan later bietjie dieper in dit gaan, maar dis waaroor ek vanaand gaan praat. Is wat as jy in jou getuienis is, in jou storm is. So verlede week begin pastoor Siobhan en sy praat oor getuig, oor hoe jy getuig en sy getuig bietjie oor verder vroeër in die jaar, oor ons vorige preekreeks, ons vorige dienste. En ons vra 'n bietjie van ons volonteërs en ons hoor wat se impak dit gemaak het. Maar sy deel met ons 'n stuk uit Openbaring 12 vers 11 wat sê, maar die gelowiges het die Satan oorwin, omdat die lam gesterf het en omdat hulle vir almal vertel het wat hulle geglo het. Dit is getuig, om vir mense te vertel wat jy geglo het. Dit is daai oortuiging van dit is wat die Here gedoen het en dit daarvoor sal ek getuig. Maar met dit,
gereeld wanneer ek by pastoor Gerard gaan sit, ek het vandag weer gehoor. As ek by hom gaan sit en ek sê vir hom, pastoor, ek gaan huidiglik deur hierdie situasie, hierdie gaan aan, dan kyk hy vir my en hy sê vir my, goed so. En ek weet, ek kan dalk dink, goed so, soos, wat is goed om deur 'n storm te gaan? En dit is elke keer wat deur my kop gaan, okay? Maar dan met dit, deel hy vir my 'n stuk uit 1 Jakobus, wat sê, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Jy moet bly wees wanneer jy deur hierdie toetse gaan. Wanneer jy deur hierdie storms gaan. Maar hy gaan aan en hy sê, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En dit is waarvoor ons in daai storm sit. Ek dink ons het hierdie mispersepsie van 'n storm, waar Here, hoekom straf jy my nou? Wat het ek gedoen? Is dit dalk vorige sondes wat ek nie bely het nie? Of is dit dalk 'n familievloek? As iemand dit ooit oor jou gespreek het, sny dit af. Want dit is nie van die Here af nie. Maar dit is daai van Here, ek gaan deur hierdie tot volharding, om te kom waar U my wil hê, om te groei tydens hierdie storm. En dit bring my terug na Petrus, na die storie van Petrus. So ons lees dit in Matteus 14 vers 22 tot 33. Nou ek het nie vanaand vir julle die teks opgesit nie, want dit is 'n regtig 'n lang storie. So as jy in detail wil gaan lees gerus daai stuk. Maar dit begin deur so vroeër in die boek lees ons waar Johannes die Doper vermoor is en waar Jesus regtig ontstel is daaroor. En in hierdie ontsteltheid wil hy gaan en hy wil net bietjie gaan afsonder. Maar soos wat hy loop, sien 'n skare mense hom en hulle almal volg hom. En dit is waar ons leer van die 5000, waar Jesus die 5000 gevoed het. En die disippels is met hom en al daai, maar aan die einde van dit, Johannes is eintlik die enigste gospel wat dit geskryf het, waar hy gesê het, Jesus het vir die disippels gesê, klim nou in die boot en gaan na die ander kant van die see toe. Dit kom in al die boeke voor. Maar die deel wat Johannes sê, is die rede hoekom hy hulle weggestuur het, is sodat hulle in gehoorsaamheid kan staan. So wat nie almal weet nie, is hoekom Jesus hulle weggestuur het, is want in daai oomblik wou die skare vir Jesus vra om koning te word. Want hy is die obvious keuse daarvoor. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die seun van God. En hulle wil hom die koning maak, maar in dit weet hy, dit is nie die wil van God nie. So hy stuur die disippels om te gaan. Hy stuur hulle na die ander kant van die see toe. Want hy weet, as hulle gaan hoor daarvan, gaan hulle vouch daarvoor. Hulle gaan sê, ja, laat Jesus koning word. Want dan het ons die rein. Maar dit is nie deel van God se plan gewees nie. En deur dit, soos hulle op die storm gaan, na Jesus die 5000 verdaag het en na hulle huise toe gestuur het, gaan en hy gaan sonder homself af op die berg. Hy gaan bid, en toe hy weer sien, is dit donker, en die skei is reeds halfpad na die ander kant toe. So hy's letterlik nie naby aan land nie. Maar in daai oomblik raak die disippels heavy benoud. Want nou ewe skielik daar storm, daar's ons golwe wat slaan, daar's ons donderweer, daar is weerligstrale en tydens my voorbereiding gaan ek gaan kyk bietjie na The Chosen. En ek gaan kyk na hierdie stuk en dit lyk rof. Dis verskriklik. Ek weet nie hoe kom hulle besluit het om 'n roeibootjie op die see te vat nie, maar dit was verskriklik. Maar in dit sê hulle almal, al die disippels sê vir Petrus, ons kom nêrens nie. Ons roei en ons roei en ons roei, maar ons bly op dieselfde plek. Voel jy nie ook baie keer so nie? Asof jy roei en jy's in hierdie storm en jy druk deur, maar jy kom letterlik nêrens nie. Dit is hoe die disippels hulle self vind. Dit is hoe hulle voel in daardie oomblik. Maar later kom Jesus en hy loop op die water, maar in daai oomblik skree die disippels. Net een van hulle sien, soos wat die lig slaan, sien net een van hulle 'n liggaam wat loop. Maar hulle almal is soos, ag nee man,
Jy weet nie waarvan jy praat nie. Daar's niks. En volgende oomblik gebeur dit weer en hier sien hulle almal dit en hulle begin skree in paniek, maar in dit skree hulle, daar's 'n spook. Daar's 'n spook op die water. Maar onmiddellik roep Jesus uit en hy sê vir hulle, volgende een. En hy sê, toe maar, dit is ek, moenie bang wees nie. Nou in daai vraag ek vir myself, hoekom het hulle gedink dis 'n spook? Hoekom het hulle nie gedink, miskien was net iets weirds wat hulle gesien het. Maar in daai gaan doen ek navorsing en hulle sê dat die rede hoekom hulle gedink het dis 'n spook en nie Jesus verwag het nie, want hulle het nie verwagtend gestaan nie. Hoeveel van ons in die middel van ons storm staan ons nie verwagtend nie? Want dit is makliker om te staan met ons hande en ons hare en te sê, Here, U is nie hier nie, as om rond te kyk en te weet, iewers gaan hy opdaag. Want, ek gaan nou direk praat, maar dit is makliker om vir onsself 'n pity party te gooi, as om ons hande omhoog te gooi en te sê, Here, U gaan deurkom. Want ons lees soveel keer in die Bybel, dat hy gaan deurkom. Hy daag op in elke situasie. Voor dit, hier is die eerste keer wat hulle in 'n storm vasgevang is nie. Die vorige keer dat hulle in 'n storm vasgevang is, was Jesus saam met hulle in die skei gewees. En hulle maak hom wakker en hulle sê, Here, hier is 'n storm. En vir die eerste keer sê hy vir hulle, O you of little faith. En hy maak die storm stil. Maar hierso in vers 31, ek het hom in die NIV gekry, sê immediately Jesus, ek het myself voorgespring. Okay. So in dit, waar hulle op die see is, en hulle raak bang, roep Petrus uit en hy sê, Here, as dit werklik U is, roep my na U toe. En net daar staan hy, en Jesus sê vir hom, kom. En net daar staan hy op, hy klim uit die boot uit en hy begin loop. Maar in daai oomblik skree die disippels, hulle soos, Petrus, wat doen jy? Hoekom klim jy uit? Eerstens, hoekom staan jy op terwyl hierdie storm so rof is? En dit is waar ons Petrus kan eer. Hy het daai eerste stap van geloof gevat. Die eerste tree om te sê, Here, roep my. Soos wat daai liedjie gesê het, call me out upon the water. Call me when my feet may fail. Maar Here, roep my. Laat ek uitkom na U toe. En soos wat hy loop, weer eens verwys ek terug na Chosen toe, loop hy en dit lyk rof, daar's weer ligstrale, daar is golwe, maar hy loop. Maar soos hy vir Jesus kyk, volgende oomblik, is daar 'n groot golf langs hom, en hy kyk daarvoor, en hy draai sy hele liggaam, en hy sink. Want hy het sy oë van Jesus afgehou. Saam met hierdie reeks van getuig, kyk ons na nog temas in dit. Verlede week kyk Siobhan, na kyk terug. Hierdie week kyk ek na kyk op in afhanklikheid. Waar Petrus opgekyk het na Jesus toe, het hy ewe skielik weggekyk en hy het begin sink. Maar soos wat hy sink, roep hy en hy sê, Lord, save me. And immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Hoekom het jy een oomblik gedink, ek gaan nie daarby wees nie? Hoekom het jy in daai oomblik van jou finansiële stres, waar jy nou net jou 10de betaal het, hier uitloop en begin stres, en begin worry? Hoekom wanneer jy bid vir 'n nuwe werk en jou CV en geloof uitstuur, begin worry, my Here, hoe gaan ek dit hierdie maand maak? Hoekom wanneer jy bid vir 'n transformasie in jou familie, begin jy wonder, maar wat as my familie nooit by mekaar uitkom nie? Dit is daai om te begin kyk na jou storm. Here, ek glo en ek bid en ek vertrou dat U gaan vir my lewensmaat stuur, maar dan kyk ek na my alleenheid op die oomblik en ek begin sink. En laat ek jou sê, hierdie week was ek so getoets in hierdie woord. Woensdagoggend word ek wakker en ek is soos, Here, hierdie gaan 'n goeie dag wees. Ek is so opgewonde en 8:00 kom ek in die kantoor aan, daar beklei ek met iemand. En net daar, volgende oomblik breek my foon. En soos ek loop, sien ek iets en ek dink ewe skielik ek's nie goed genoeg nie.
Mense is beter as ek. Binne 'n kwessie van 'n halfuur stort ek in trane uit dat ek in 'n herdersvergadering sit en moes uitloop, want ek kon nie meer dit vashou nie. Want nou het ek nie meer 'n foon nie, my familie bly ver van my af, wat as hulle my soek? Wat as iets nou gebeur? Dadelik spring ek na, maar wat as die ergste gebeur? En daar kom herinner die Here my die volgende oggend, toe ek nou 'n nuwe foon kry. Herinner die Here my, maar Zayn, as jy nie jouself afhanklik van my gaan maak nie, gaan ek jou afhanklik van my maak. Want ek moes my foon verloor om te besef, my Here, ek is afhanklik van U. Want ewe skielik daai oggend kan ek nie wakker word sonder die Here nie. Sonder mense wat die Here in my lewe gesit het nie. Ewe skielik kan ek nie met mense kommunikeer nie. Ek moet met die Here kommunikeer. En weet dat hy gaan in die middel van dit wees. Hy gaan deurkom op die regte oomblik. Daar steek die Here sy hand uit vir my. En hy haal my uit en hy sê vir my, "Oh, you of little faith." Want op daai oomblik dink ek, wat gaan ek nou doen? Dis aan die einde van die maand, hoe gaan ek 'n nuwe foon koop? Maar daar sê die Here vir my, "Oh, you of little faith. Het jy nie soos 2 maande terug 'n spaarfoon geskenk nie? Dink jy nie ek gaan vir jou voorsien nie?" En daar voorsien die Here vir my 'n foon veel beter as jy wat ek gehad het. Want hy het vir my geleer om afhanklik te wees. En vanaand wil ek vir jou sê, raak afhanklik van die Here in jou storm. Ja, die res van my familiegoed is nog nie reg nie. Die ander goed is nog nie uitgesorteer nie, maar daar bring die Here 'n getuienis te midde van my storm. In my storm bring die Here 'n getuienis. En daai vrees wat ek gehad het, Here, hoe gaan ek praat oor getuig? Herinner hy my, moenie jy daaroor worry nie, want ek stuur die getuienis. En vanaand wil ek vir jou sê, kyk rondom jou. Kyk na die getuienis rondom jou. Jy het vanoggend wakker geword, waar baie nie het nie. Dis 'n getuienis in sy eie. Die Here kom deur in elke liewe oomblik. En dis wat ek in hierdie week moes leer. Dat te midde van my storm, te midde van ek wat loop op die water, gaan die Here deurkom. Al sink jy, dis nie oor nie. Want daar waar Jesus hom uit die water uittrek, staan hy weer op die water. En saam loop hulle terug na die skei toe en hulle klim in. En in die oomblik waar hulle in die skei inklim, gaan die storm en die storm is kalm. Inteendeel, ek sit hierdie week met Pastor Johan, iets wat ek nie geweet het nie, sê hy vir my, Zayn, het jy geweet dat toe Jesus by hulle gekom het, was hulle nog in die middel van die pad soontoe. Maar die oomblik wat die storm stil geraak het, was hulle by hulle destinasie. Partykeer is jy nader aan jou deurbraak as wat jy gedink het jy is. Jy moet net glo dat die Here daai storm gaan stil maak. Maar al hoe die storm gaan stil raak, is deur om op te kyk in afhanklikheid. Deur om op te kyk en te sê, Lord, save me. Here, ek weet my geloof het gewankel. Maar Here, dankie vir U genade dat U my nog 'n kans gee. Dat U my weer optrek. Dat U my weer gebruik, my weer red hieruit. Ek gaan eerlik wees, ek het 'n klomp ander goed om te sê. Maar dis asof die Here my net vanaand kom herinner, dat maak nie saak waar jy staan in jou storm nie. Hy is in elke detail saam met jou. Want ek glo regtig dat Jesus het geweet dat daar 'n storm gaan wees toe hy die disippels uitstuur. Hy het geweet hulle gaan in die middel van die storm wees. Maar hierdie storm was ter wille van die plan van God. Want hy het hulle eintlik beskerm. Want as hulle daar gestaan het terwyl die mense vir hom vra om koning te word, sou hulle koppe omgekrap word. Sou hulle uit die plan van God uitgetree het en hulle sou in die plan van die wêreld ingetree het. Wanneer jy staan in jou storm en jy draai na die dinge van die wêreld toe en jy weet jy moet nie, dis dalk die Here wat jou probeer beskerm. Vir jou sê moenie nou daarin loop nie, want my plan is goed. Al beland my plan jou in die midde van 'n storm. Maar nie alle storms is daar om jou te breek nie. Hulle is daar om jou te groei.
Ons lees reg deur die Bybel van 2 verskillende storms. Storms van teregwysing, storms of correction, wanneer God ons dissiplineer. En dan lees ons van storms van volmaaktheid, storms of perfection, wanneer God ons help. Wanneer jy reeds op die regte paadjie is, jy kort net daai bietjie shining, jy kort net daai bietjie afstofwerk. Dis daai storm van perfection. En vanaand wil ek vir jou hê, kyk net op. Kyk net op en sien hoe die Here saam met jou staan. Mal, die jeugpastoor saam met my, het hierdie ding wat hy sê van walking around the mountain. Vir die disippels het dit seker gevoel asof hulle nou weer om dieselfde berg moes loop. Want vir 'n tweede keer beland hulle in die boot op die see. Maar hierdie keer is Jesus nie saam met hulle in hom nie. Miskien voel dit vir jou asof dit, Here, ek bly om en om hierdie situasie loop. Ek bly om dit loop, maar in steede om te kyk waar jy loop, kyk op. Psalm 121 sê dit vir ons so mooi, waar hy sê, ek slaan my op, die Here herinner my van die psalm, maar herinner my nie van die woorde nie, maar is okay, waar hy sê, I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? My hope comes from the Lord, the creator of heaven and earth. Ek slaan my oë op, bo oor die berg. Ek kyk nie vir die berg nie, ek kyk bo oor die berg, want die Here het daai berg gemaak. En hy gaan hom wegvat. Jy moet net staan en glo. Johannes 16 vers 33 sê, ek sê dit alles vir julle, sodat julle vrede kan hê, omdat julle aan my behoort. Die mense van die wêreld sal julle laat swaar kry, maar julle moenie moedeloos word nie, ek het die wêreld klaar oorwin. Want sien, ons almal dink, wanneer ons hart vir die Here gee, gaan dit 'n smooth sailing wees. Dit gaan 'n gladde paadjie wees. Maar dis hoekom ons ook lees van die breë pad en die nou pad. Die nou pad is moeilik. Dit is glad nie maklik om daar te loop nie. Maar die Here sê daar is oorwinning. Daar is oorwinning, want julle sal vrede hê, omdat julle aan my behoort. Die mense van die wêreld sal julle laat swaar kry. Wêreldse situasies laat jou voel asof jy swaar kry. Die wêreldse situasies veroorsaak hierdie storm. Maar omdat jy aan die Here behoort, sal jy vrede hê. Sal jy vrede hê aan die einde van hierdie storm. As ek een ding by jou los, Jelani, jy kan maar opkom. As ek een ding vanaand by jou los, is slaan jou oë op na die Here. En weet dat hy is in beheer van hierdie storm. Hy is in die middel van hierdie storm. As ek bietjie van my storm vanaand met jou kan deel, vir 'n hele ruk, vandat ek graad 10 is, so dit is omtrent so 5 jaar terug, staan ek en die Here, daar gebeur 'n klomp goed. My broer gaan en hy volg sy eie pad. My sussie raak verlief, my pa verloor sy besigheid. En daar moet ek staan in 'n plek waar ek moet my ouers ophelp. Ek moet saam met my ouers staan. En 'n hele paar jaar gaan verby en ek en my broer maak dinge reg. Maar net soos my broer weg is van die huis af, loop my sussie weg. En nou is daar weer chaos. Alweer stort daar 'n storm op my familie. Net toe ek dog dinge raak beter, raak dit weer erger. En te midde van dit alles besef ek hoe ek ook 'n treetjie weg moet gee. Waar ek moet genees. Hierdie week word ek 22 en vir die eerste keer in 5 jaar gaan ek, my boetie en my sussie saam my verjaarsdag vier. Waar my sussie en my broer vir 3 jaar nie gepraat het nie. Waar dit vir 3 jaar 'n verhouding was tussen my en my sussie of my en my boetie. Gebeur daar 'n getuienis te midde van die storm.
En ek glo, een van die dae sit my ouers saam met ons om daai selfde tafel. En ons gaan almal saam 'n verjaarsdag of 'n Kersfees of iets vier. Maar ek slaan my oë op na die Here en weet, hy is daar. Hy trek my uit wanneer ek sink. En hy help my in elke oomblik. Daar waar jy sit, wil jy net jou oë sluit nie. As jy vanaand een van daai mense is, wat in die midde van jou storm is, wat daar sit en hoop, Here, asseblief kom net deur. En jy moet vanaand jou oë oprig na hom, toe wil jy net jou hand opsteek nie, niemand kyk rond nie. Wil jy net jou hand optel en sê, Here, vanaand vertrou ek op U. En ek wil jy met jou hand daar hou. Jou hand daar hou, soos wat Aniek vroeër gesê het, wanneer jy jou hande opsteek, dan kom die Vader en hy tel jou op en hy vertroos jou. Om vanaand te glo dat daar sal 'n deurbraak wees. Want hy herinner ons weer in Jeremia 29:11, for I know the plans I have for you. It's plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope in the future. Daar is 'n hoop, daar is 'n toekoms. Hou net jou oë op na die Here en weet waar jou hulp vandaan kom. Dankie Here dat ons vanaand oor elke hand kan bid. Oor elke persoon wat vanaand vertrou op U genade. Elke persoon wat vanaand vertrou en sê, Here, net soos Petrus, gaan ek uit hierdie bootjie uittreë. En ek gaan loop op die water en ek gaan my oë opgerig hou op U. Here, en ek sê vir U dankie. Here, dankie dat ons nou al deurbraak kan proklameer. En kan sê, Here, dankie dat een van die dae gaan hulle staan in getuienis. Gaan hierdie getuienis seisoen verby wees en hulle gaan getuig van U goedheid, van U genade, maar Here van hulle gehoorsaamheid, deur om op te gestaan het, deur om te begin loop het. Here, dankie vir U goedheid en U guns. Dankie vir U genade. Amen. Amen. Is die Here nie goed nie? Ek weet baie keer voel dit nie so nie. Maar ons dien 'n amazing God, wat altyd daar is saam met jou, wat in elke oomblik rondom jou wandel. Jy moet net uitroep na hom toe. Net uitroep en sê, Here, kom. Ek roep dan vir Henny op, net om vir ons die afsluitingsgebed te kom doen. Sy dankie aan almal wat vanaand uitgekom het. Net voordat ons almal na ons huise toe gaan, wil ek net vra dat almal saam staan, ons afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie vir hierdie mooi dag wat U vir ons gegee het. Dankie Here Jesus, dat ons almal hier bymekaar gekom het, dat U ons hier bymekaar gebring het om hierdie boodskap te ontvang. Dankie dat ons weet dat dit maak nie saak in watse omstandigheid of watse situasie ons onsself bevind nie, maar dat U daar is saam met ons. Dankie dat U ons gee wat ons benodig, wysheid, leiding, krag, rustigheid. Dat ons weet ons hoef geen situasie te vrees nie, want U is daar saam met ons alreeds besig om te werk. Hemelse Vader, waar dit nou 'n nuwe week is, wees met elkeen van ons. Help ons deur hierdie week, dat ons U sal eerste plaas en weet dat U in alles saam met ons is. Waar ons nou na ons huise toe gaan, dat U ons sal bewaar en sal veilig hou. Ons bid alles in U groot en heilige naam. Amen. As daar enigiemand is wat gebed nodig het, julle kan hier na vorentoe kom. Ons sal pastore hê wat hier so saam met julle sal bid. As hy, baie dankie. Ek hoop julle gaan herlaai huis toe.